Ons gaan vandag, almal lyk so bekommerd. Ek gaan vir julle vandag 'n stukkie lees, wat die mense dink seker nooit in die Bybel eers aangeraak het. Die boek gaan oor liefde. So vandag se diens heeltemal gaan oor liefde. Wat ek wil hê julle moet doen voordat ek begin. Die een waarvoor jy lief is, wat by jou sit al, sê vir daai persoon op die oomblik, jy is lief vir hom. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir julle. Ek is lief vir jou. Maar julle wat ek wil hê, wat ek vir julle wil wys eintlik. Julle moet dit nie net altyd sê as iemand anders dit vir jou sê om te doen. Jy moet elke dag vir daai persoon of persone sê, jy is lief vir hulle. Amen. Maar julle moet dit nie doen lafhartig as 'n mens dit so kan vat nie. As jy vir iemand sê jy is lief vir hulle, moet jy dit kan bedoel. Want ons is maklik as jy 'n fout gemaak het om vir iemand te sê, iewes klink, ek is lief vir jou want dit en dit en dit. Daar moet nie 'n maar of 'n want bykom as jy vir iemand sê jy is lief vir hulle. Amen. Jy moet dit uit jou hart uit bedoel. Amen. Hoeveel van julle wat ek nou gesê het, dit regtig bedoel uit jou hart uit? Van julle lyk of julle net. Nou, dit ek nie of het heeltemal die waarheid is nie, maar ja, kom ons praat. Maar hoeveel van ons vanoggend het die belangrikste het vir die Here gesê, ek is lief vir jou. Amen. Ons vergeet daai baie vinnig. Want as hy nie lief was vir ons nie, dan was ons nie hier vandag nie. Amen. Maar kom ons lyk vir ons loos. Dankie Here dat ek net as 'n instrument in die hande is vandag. Vader, dit wat U vir die mense wil leer vandag, dat dit na vore sal kom. En ek loof en ek eer U daarvoor. Amen. Die wat saam met my wil lees, ek in Hooglied 2 lees. Hooglied 2. Klink baie bekend. Nou kan julle dink, Hooglied, genade, Hooglied. Ja, Hooglied 2. Hooglied is 'n liefdesboek in die Bybel. Hoeveel van julle het al Hooglied gelees? Ons is so geneig om baie van die boeke net so 'n bietjie verby te gaan, want wat nou, ons kan nie dit lees nie, want as dit in die woord staan, kom dit direk van die Here af. So hoekom wil ons van die boeke skiep? Maar julle gaan nou sien. En julle gaan weer saamwerk vandag. Julle gaan weer ietsie doen. Maar ek sal julle nie op die spot sit nie. Het almal dit? Amen. Kom ons lees. Hooglied 2 vers 1. Ek is 'n narsing van Saron, 'n lelie van die dale. Soos 'n lelie tussen die dorings, so is my vriendin onder die dogters. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit, en sy vrugte is soet vir my verhemelde. Hy het my in die wynhuis ingebring, en sy wandel oor my was die liefde. Versterk my met rosynkoeke, verkoop my met appels, want ek is krank van liefde. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Net daai versies. As jy net die eerste vers lees, wie is die lelie van die dale? Jesus. So as hy dit begin om te sê, die lelie van die dale is Jesus se liefde mos hier. Amen.
En hy sê, hy skrank met liefde. Wie van ons is krank met liefde vir die een wat in jou lewe is? Of is die persoon maar net daar, om 'n suurstof, die suurstof te wees wat daar moet wees? Hoeveel van ons is regtig opreg lief vir die een wat saam met jou is? Of is dit net, ja, ek is maar net getroud, want ek kan nie dit en dit en dit alleen doen nie. Ja, ek sê nie 'n huwelik is maanskyn en rose nie. Ek sê nie 'n huwelik is altyd baie lekker nie. Daar kom tye wat jy die een net vol, mag nie woord sê nie, maar net nie oor die weg kom met die een met wie jy getroud is nie. En dit is ook reg, want ons is verskillende mense. So ons leer by mekaar. Maar as dit by die liefde kom, moet dit kom van die Here af. Wie moet ons middelpunt wees van ons huwelike? Daar's altyd 3. En God moet altyd die hoofpunt wees van alles. En as hy vir jou sê, gaan maak reg, dan gaan maak jy reg. As jy moet na jou lewensmaat toe gaan en sê, ek het nou gefouteer, vergewe my asseblief. Dan doen jy dit. Maar nie stil bly nie. Want sodra ons stil bly oor wat ons verkeerd doen, dan maak dit 'n groter gaping in jou lewe. Maar praat nie nou net van huwelike nie. Ons praat van die jonges ook wat van meisie om die draai het. Skrik jy dit sê kom. Ek praat van vriendskapsverhoudinge. Ek praat van alle verhoudinge wat jy het. Goed of sleg. Want die Here sal jou wys wat se verhouding moet jy hê en wat sê jy moet jy laat gaan. Want as hy vir jou so lief is, soos wat hy is, glo ek hy wil die beste vir jou hê. En as hy nie die beste vir jou wou gehad het nie, sal jy in 'n verhouding gewees het wat julle mekaar altyd die hele tyd afbreek. Maar hoeveel van ons kan ons hande opsteek en sê, maar ek is in 'n verhouding waar ek opgebou word. Waar ek is, wat ek kan sien, maar die Here se liefde en die Here se hand is in ons verhouding. Hoeveel van ons kan sê, maar ek is by die regte persoon by wie ek moet wees. Want hoekom kan ons dit sê? Want die Here het daardie persoon vir jou gestuur. En as die Here die persoon vir jou gestuur het, dan is dit ons die regte persoon. Dan is dit opregte liefde tussen mekaar. Maar nou, ons, as mense, kom en dink, maar ek het hier al hierdie goed gegaan. My verlede dit en my verlede dat. So ek is nie waardig om lief te hê, lief te hê nie. Ek is nie waardig dat iemand my kan lief hê, soos dat ek moet nie. Ek is nie waardig dat die Here my selfs kan lief hê nie. Want dit is wat die duiwel wil hê, ons moet glo. Want sodra ons dit begin glo, wat gebeur? Jou verhouding met jou lewensmaat gaan daarmee heen. Jou verhouding met die Here bly daarmee. Want as jy nie glo dat iemand jou regtig lief het nie, dan praat jy ook nie met daardie persoon nie. Jy deel nie met hom niks nie. Want hoekom moet ek dat hy my nie regtig lief nie? Maar ons lees in Romeine 8 vers 38 die liefde van die Here. Kom ek lees julle voor ek verder wil.
Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsels, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. So niks kan ons skei van die liefde van die Here af nie. So hoekom wil ons luister na die duiwel om te sê, maar jy is nie waardig om lief te hê nie. Jy is nie waardig om iemand anders in jou lewe lief te hê nie. So hoekom wil ons luister vir hom as die woord sê, daar's niks wat ons kan skei van die Here af nie. En as die Here nie vir ons so lief was nie, het hy ook nie vir ons gesterf nie. Amen. Dan het hy nie die kruis gedaan vir ons nie. So wie is ons om te sê, maar niemand kan my lief hê nie. Ek glo almal wat hier sit, is lief vir almal wat hier sit. Amen. Of gee ons partykeer net voor. Ag kom ek smaal, ek druk net gehou 'n bietjie. Maar daai smaal is baie fyn. Kom ek druk maar net weer iemand, want dan kan die mense sien, maar ek doen dit daarop. As jy nie die dag iemand wil druk nie, dan hoef jy nie. Dan sê jy vir die persoon, ek is nie lus daarvoor vandag nie. Maar, jy doen dit in liefde. Amen. Jy gaan nie ongeskik wees as jy nie lekker voel. Jy gaan sê, verskoon my asseblief net vandag, ek voel nie dit om te doen vandag nie. Dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. So as jy ongeskik gaan wees met almal, omdat jy dit nie wil doen nie, gaan almal ongeskik wees met jou. En dan gaan jy voel, ag, arme ek. Ag, hoekom moet ek weer? Dan is dit eintlik jou eie skuld. Ja. Dan kan jy nie die duiwel die skuld gee nie. Dan is dit jou eie skuld. Want jy trek jouself van mense af weg. Jy aanvaar nie die liefde wat hulle vir jou wil gee nie. Want jy dink jy is nie goed genoeg. Wat moet ons hê in 'n gesonde huwelik en 'n gesonde verhouding? Kom ons kyk. Onvoorwaardelike aanvaarding. Ons moet mekaar kan aanvaar soos wat ons is. Want die Here aanvaar ons soos wat ons is. So hoekom kan ons mekaar nie aanvaar soos wat ons is nie? Ons wil die hele tyd mekaar probeer verander. Ons probeer om die hele tyd vir mense te sê, moenie dit nie, moenie dit nie, moenie dat nie. Maar wat doen jy self? As jy iemand onvoorwaardelik aanvaar soos wat hy is, wees ons om vir hulle te sê, maar verander jou lewe want alweer sê. Die Here sal self hulle sê, verander self. En die Here sal hulle daar gebruik. Nie ons nie. Behalwe sal ons gebruik om dit te doen. Amen. Hier is die moeilikste een. Diep emosionele konneksie. Ken jy jou lewensmaat as hulle down is? As hulle hartseer is? Weet jy wat om te sê? Weet jy wat om te doen? Of sit jy net daar, ag, kom asseblief net oor jou stories weer vandag. Ek is nie lus vir jou nie. As jy weet hoe jou lewensmaat voel, sal jy daar wees. Maak nie saak wat nie. Die volgende een, wederzijdse respek. Julle gaan mekaar respekteer. Hoeveel van ons respekteer mekaar vir goed wat ons doen? Dit is soveel te meer in 'n huwelik of in 'n verhouding. Onselfsugtig te wees om iemand se welstand voor jou in te sit. Hoeveel van ons sê eers nee, maar gaan jy doen jy dit eers en dan sal ek dit gaan doen.
of Jesus vir jou iets, of 'n geskenk, of enigiets waaraan jy kan dink, voordat myself daar sit, die eie ek. Hoeveel van ons sit mense eerste voor onsself? Die Here het eers aan ons gedink toe hy in die kruis gesterf het. Toewyding. Om toegewyd te wees om aan elke probleem te werk, maak nie saak hoe swaar dit is nie. Hoeveel van ons as nou 'n probleem opduik, dan vat jy die haasepad? Dan sê jy nou, ek gaan nie aan hierdie probleem werk nie, dit lyk te swaar, dit lyk te hard. Dit is te erg vir my. Of bly jy en sê, Here help my, gee my die wysheid dat ek in my lewensmaat saam mee kan deurgaan. Nou sê jy dalk vir my, maar ek is nie getroud nie. Of ek het nie 'n lewensmaat nie, of ek het nie 'n verhouding nie. Jy kan dit saam doen met die Here. Amen. Hy van nou al hierdie goed wat ek opgenoem het, is die Here in elk geval vir jou. Maar die dag as jy in 'n verhouding is, weet jy wat om te doen. Want die Here sal jou die wysheid gee om te doen. Die grootste, ons moet mekaar kan vertrou. Vertroue is 'n baie belangrike ding in 'n verhouding. As die Here ons nie vertrou het met goed op orde nie, het hy nie vir ons gesê, al in Genesis, gaan en vermeerder, en gaan, ek gee dit vir julle om dit te doen. So hoekom kan ons mekaar nie vertrou nie? En egtheid vir jouself en egtheid vir jou verhouding. Hoe opreg is jy met die persoon in jou lewe? Hoe opreg wil jy wees met die persoon in jou lewe? Hoe opreg is jy met die Here? Want hy is die eerste en grootste liefde wat jy het. Vandat jy gebore is, was hy al klaar daar. En het jou nog nooit gelos nie. So as sy liefde so groot is, hoekom kan ons dit nie aanvaar soos dit moet wees nie? Hoekom is hy nie in ons huwelike nie? Hoekom is hy nie in ons verhoudings nie? Want ons dink ons altyd, ons kan alles regkry. Ons is sterk. Ons is net so sterk soos wat ons wil wees. En as ons nie hierdie woord gebruik nie, gaan ons swak word. Amen. Gaan ons swak word in alles wat ons doen, nie net ons verhoudings nie. Dan gaan die duiwel ons regtig in die hele tyd sê, kyk, ek het jou gesê, jy gaan dit nie reg kry nie. Kyk, ek het jou gesê, niemand kan jou lief hê nie. Maar die Here het ons lief onvoorwaardelik. Hy het ons lief net soos wat ons is. En dat ek regtig gaan sit en dink aan die liefde. As jy regtig opreg lief is vir iemand, gaan jy nie skinder van daardie persoon nie. Jy gaan nie daardie persoon sleg sê agter daardie persoon se rug nie. Jy gaan hom nie kritiseer nie. En jy gaan hom nie wil laat maak soos wat jy hom wil hê nie. Ek het gesit en dink op, ons is so maklik om te praat oor die klere wat jy aantrek. Baie keer gaan ons mos en sê, gaan jy na die tyd dan sê jy vir daai persoon, vir jou maatjie of het jy nou weer gekyk wat die daai en daai persoon aan? Julle, dit moet nie gaan van buitelik wat buite is nie. Dit gaan ook die opregtheid van jou hart en binne. Dit wat binne is, kom na buite toe. So as dit lelik binne is, gaan dit uitkom. So as jy die hele tyd gaan mense kritiseer oor hulle klere draag, dan gaan jy nader aan jouself gaan en dink, hoekom moet ek ordentlik aantrek as ek so lelik praat van iemand anders?
Maar as jy opreg lief is vir iemand, gaan jy in 'n geval nie van hulle skinder nie. Jy gaan hulle nie afbreek nie. En jy gaan regtig opreg wees met elkeen wat in jou lewe is. Ja, ek sê nie 'n verhouding is altyd lekker en maklik nie. Dis werk. 'n verhouding is werk. Ons verhouding met die Here is werk. Daar is altyd gee en ontvang. Dis nie net gee die hele tyd nie. Gee en ontvang. En dit is hoe die Here wil hê ons moet wees met mekaar. Want ek het so gister gelag, want nou kry ek 'n ding wat ek moet doen, en dan stuur ek vir Lorraine 'n boodskap, kan ek dit so doen? Want ek is nie seker nie. Want die mens het my, of ek vat my as 'n voorbeeld, heeltyd gekritiseer oor my klere. Ek love dit om rokke aan te trek. Ek love dit om so te dra. Maar omdat daar vir my gesê was, as ek so dra, as ek so aantrek, verlei ek die ander mense, veral mans, het ek opgehou om so aan te trek. Maar ek weet my hart was reg. Ek het dit nie so gedoen. Ek het dit so gedoen wat ek voel gemaklik om so aan te trek, en ek hou daarvan. Dis nie om iemand anders te verlei nie. Maar daar kan 'n mens weer vat dat die ander persoon is dalk nie heeltemal reg nie. En hulle kom hier in met die verkeerde gedagtes. Jy kom dood onskuldig hier in, en jy voel goed oor jouself. En net so breek hulle jou af, om te sê, hoekom het jy weer so gemaak? Maar nou gaan julle 'n bietjie saamwerk. Ek het hier hartjies, en julle sien dit 'n bord. As jy voel dat die Here jou liefhet, dan kom en jy skryf jou naam op 'n hartjie en jy plak hom teen die bord. Maar as jy vandag hier sit en jy voel, maar ek is nie waardig dat die Here my kan liefhê nie. Ek is nie waardig dat die mense om my kan liefhê nie. Dan kom jy uit dat ons vir jou bid. Amen. Want dit kom nie van die Here af nie. Amen. Ons is hier vir 'n rede in mekaar se lewens. Want die Here het ons van dag 1 af gewys wat is ware liefde. En elkeen wat hier is, glo ek is hierso. Amen. Opreg. En dit wat ons sê, dit doen ons. So wie wil eers hulle name kom skryf? En terwyl jy dit skryf, gaan ek vir Pieter vra om 'n liedjie te speel. Julle wil hê julle moet die liedjie luister. Die liedjie sê dat die Here jou raak sien en dat jy nooit alleen is nie. Die derde laaste liedjie asseblief. Okay, maar julle moet hom op die bord opplak, hoor. Nie net in die hartjies nie. Mama, maar dit is wel cool.
En as jy voel dat ons vir jou moet bid, kom asseblief uit. Gaan jy naam skryf. Maar julle wil vir julle iets wys. En dit is wat ek julle wil mee los. Kyk wat Lorraine naamlik geskryf. Skryf my gedagtes. En sy het groot geskryf. Sy het nie so klein gaan skryf nie. Want sy weet vir 'n feit dat die Here haar liefhet net soos wat sy is. Amen. En sy naam is ook daar. Maar nie so groot nie. Julle luister hierdie lied. En terwyl die liedjie speel, kom uit dat ons met julle vir julle bid. Vir die wêreld is ek net 'n nommer. 'n korreltjie sand in die groot heelal is daar iemand wat my raak sien, wat omgee en verstaan. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek sal maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Die wêreld se opinie maak nie meer saak. Ek leef vir my Skepper en hom alleen. Hy noem my sy kind, sy erfgenaam. Hy weet wie ek is. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. O die God van die woord, groot ek is, gee ek my lewe, my alles. Hy is die God wat vir ewig my hart besit. Hy is die een wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien.
glo almal dat die Here hulle regtig liefhet, net soos wat hulle is. Maar wat vir my nou interessant is, ek kyk na die bord. Kyk die verskil. Hierdie is almal in hopies. Hierdie twee is een kant. So die twee persone, omdat hulle ver van daai af is, voel nie dat hulle geliefd is in die kerk nie. Sonder dat julle dit besef, het julle dit so uitgesit. En die Here maak net die hele tyd oop vir wie ons meer liefde moet wys. Ja, ons verskil baie van mekaar. Ja, ons gaan nie altyd lief wees vir mekaar die hele tyd nie. Maar as die Here lief is vir ons die hele tyd, al maak ons foute, kan ons mekaar nog steeds lief hê, al maak ons die hele tyd foute. En die Here het ons lief, en dit is al wat saak maak. Want hy sê in sy woord, hy het ons lief net soos wat ons is. En hy het gesterf vir ons, net soos wat ons is. Hy het ons sonde, ons verkeerd op hom gevat. So wie's ons om die liefde te aanvaar? Kom ons sluit dit so. Dankie Here dat ons vanoggend net weer kan besef en sien hoe lief U vir ons het. Vader, dankie dat ek weet U liefde hou nooit op vir ons nie. En Vader, dankie dat U vir die mense wat kyk, die mense wat hier sit, elke dag gaan wys meer en meer hoe lief U hulle het. En ek loof net eer U daarvoor. Amen. Amen.